En onthou, hulle was vir 'n jaar onder daai behandelings onderworpe. Lees ons dat Mordegai het dag na dag op en af voor die vroue kwartiere geloop om te hoor of hy nie dalk in die proses 'n nuus van Ester kan kry nie. En dan, iets wat ek daaruit geleer het, is daai stille teenwoordigheid. Daar, hy's daar. Hy's teenwoordig, en hy's ook opmerklik. Hy neem in alles. So het Mordegai baie kort nadat die vrouens daar is agtergekom, dat die 2 hekwagte saamsnoer om koning Ahasveros te vermoor. En hy het toe nou 'n boodskap gestuur, dis ondersoek, en daardie 2 wagte is tereggestel. Hulle het toe nie vir koning Ahasveros vermoor nie. En dit wys iets van God se stille teenwoordigheid, se opmerklikheid ook, om mense te beskerm, al weet ons nie eers daarvan nie. Die naam God kom nie een keer in die boek Ester voor nie. Een keer nie. Daar's geen verwysing na hom in die boek nie. Maar die toneel sien ons hoe absoluut in beheer is hy van wêreldgebeure. Net soos Mordegai ook, daai stille teenwoordigheid, is dit hoe die Here ook met ons doen, dat die Gees is altyd by ons. Al weet ons nie, en al sien ons hom nie altyd, en al ervaar ons dit nie altyd nie. 4 jaar, nadat die vrouens ingeneem is, was dit Ester se beurt om voor koning Ahasveros te verskyn. Dit is 'n lang tyd. En toe hulle gaan toe die personeel vir haar sê, goed, wat se juwele, wat wil jy hê, en aan te trek, om jouself nou mooi te maak, om voor die koning te verskyn. Toe het Ester vir haar net gesê, waarvan hou die koning? En die amptenaar het een juweelstuk uitgehaal, en sy het gesê, dit is goed, ek sal dit dra. Sy het niks anders gevat nie. Vir haar was dit belangriker wat die koning dink, as van wat sy wou gehad het. Want onthou, hulle kon dit hou na die tyd. Al die juwele en goed, wat hulle hart begeer, kon hulle dra, en hulle kon dit hou na die tyd. En Ester wou nie. Sy het net gesê, gee vir my waarvan die koning hou. En ons ken die verhaal, dat toe Ester voor die koning kom, toe hou hy sy goue scepter na haar toe uit. Ons ken, en dis waar ons gelees het nou vanoggend. Dit was toevallig haar beurt ook, om voor die koning te kom. Ek het nou vooruit gespring. Maar, en toe het hy haar gekies, en het sy hierdie sprokieswêreld gehad, hierdie sprokieslewe, sy word die nuwe koningin. Kan julle dink wat 'n ophef is van haar gemaak? Sy was mooi, en koningin Vashti se plek, weet die hele volk wat het gebeur, die hele wêreld het geweet, wat het met Vashti gebeur, en ek glo met daai selfde bekendstelling, sou koning Ahasveros sy nuwe koningin aan die wêreld voorstel. En Ester was daar, weeskind, en hier is sy koningin, in 'n paleis, saam met haar koning, as sprokies wêreld. Maar dan lees ons van Haman. Haman was koning Ahasveros se hoofbeampte. Maar Haman was baie hoogmoedig. Die koning het hom ook dan nou aangewys as tweede in bevel. En hy het toe nou ook sommer self gesê, maar as hy loop buite,
dan moet al die Jode voor hom buig, en almal moet hom ook soort van as ware op 'n troontjie sit, alhoewel hy nie die koning was nie. En Mordegai, wat steeds elke dag daar in die paleispoort was, sy stille teenwoordigheid, het geweier om voor Haman te buig. Haman kon dit net nie hanteer nie, want wie is hierdie Jood wat nie voor my wil onderwerp nie. En toe het Haman 'n slinkse plan gekry en sy haat vir die Jode het opgevlam. Klink dit nie bekend nie? Reg deur die geskiedenis nie? Daai haat vir die Jode het opgevlam. Haman het na koning Ahasveros toe gegaan en vir hom gesê, ek sal vir jou soveel pond silwer gee, maar dan moet jy asseblief 'n proklamasie uitreik dat al die Jode wat hier in u wêreldgedele bly, moet vermoor word. En koning Ahasveros het sy seelring afgehaal, vir Haman gegee, gesê dis reg, doen dit. En daar reik Haman skielik hierdie proklamasie uit, dat alle Jode vermoor moet word. Hierdie sprokieslewe van Ester word skielik in 'n oogwink as gevolg van iemand se hoogmoed verander dit in 'n storm. En die onweerswolke pak saam. En Mordegai stuur hierdie boodskap na Ester toe. En Ester is bang en sê, maar hoe kan ek na die koning toe gaan? Hy het my 30 dae nie weer geroep nie. Nie eers ek mag in sy teenwoordigheid ingaan as hy my nie geroep het nie. Hy kan my doodmaak. En Mordegai sê vir haar in hoofstuk 2:11, nee, dis nie die vers nie, maar Mordegai sê toe vir haar daai versie van, moenie dink dat jy alleen gespaar gaan word nie. Is dit nie miskien op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het nie? 'n Tyd soos die wat jy geroep is. En skielik verander die verhaal, want skielik sien ons God se hand in die lewe van Ester. Koning Ahasveros kon enige een van hierdie mooi meisies gekies het, maar hy kies Ester. 4 jaar nadat hulle die jong meisies ingebring het, kies hy Ester. En Ester besef, maar ek is met 'n doel hier. God het my geplaas presies waar ek moet wees. En daar roep sy die vas uit, en in die vas glo ek in daai tyd wou sy net weer haar eie verhouding met God versterk. Want sy was bang. Die kanse was daar dat hy haar kon doodmaak, was daar. En sy was bang. Wat doen sy? Vir 3 dae, 3 nagte vas sy, die hele volk, al haar bediendes, almal wat haar help in die paleis, vas saam met haar. En hulle roep die aangesig van die Here. En na die 3 dae waag sy dit. En haar woorde is ons so bekend. Toe sê sy, as ek omkom, dan kom ek maar om. Kom ek om. Ester het klaar die oorwinning innerlik bereik, voordat sy dit in die uiterlike gaan bereik het. In haar verhouding met die Here het sy op daai punt gekom waar sy so totaal kon oorgee, dat dit vir haar oukei was, as die koning nie sy scepter na haar toe uithou nie, as hy haar vermoor. En ons ken die verhaal, dat toe sy daar verskyn, toe werk God in koning Ahasveros se hart, en hy maak sy hart sag, en hy steek sy goue scepter na haar toe uit. Sy het sy guns om te sê, kom in,
wat kan ek vir jou doen? Wat wil jy hê? Ons lees hier ook en ons sien hoe God die wêreldheersers se harte in sy hand het. Hy kan mense se harte laat verander, dat dit vir ons wat dit nodig het tot guns sal wees. Maar wat was nodig? Ester moes optree. Sy kon nie maar net sê, wel, niemand weet ek is 'n Jood nie, en ek gaan dit vir niemand vertel nie, so ek is veilig in die paleis nie. Nee, sy het haar liefde vir haar volk, haar liefde vir God, het gedryf, sodat sy daai totale oorgawe kan maak, en die groter plan van God in haar lewe kon sien en kon besef. En daarom kon sy ingaan na die koning toe. Sy het opgetree. Ons sien toe ook dat sy hom toe nie dadelik sommer met die deur in die huis val nie, maar hom sê, as dit goed is vir u, kom u en haar man môre na my toe en kom eet by my. En selfs toe het sy hom nie vertel nie, maar wel 'n volgende keer by 'n ete. En koning Ahasveros kon nie sy eerste proklamasie terugtrek nie, maar hy reik 'n tweede proklamasie uit, wat vir die Jode die reg gee om hulle self te verdedig. So op daardie dag was daar 'n geveg, 'n oorlog, 'n burgeroorlog in Mede en Perse se wêreldmoondheid gewees, waar die Mede en Perse teen die Jode was, en die Jode kon hulle self verdedig. Vandaar vier hulle vandag nog steeds die Purimfees. Die Purimfees is om vir God dankie te sê vir die geleentheid dat hulle self kon verdedig het. Maar Ester en Mordegai se optrede het 'n hele volksmoord kon keer, omdat hulle getrou was aan God. Ester het koningin gebly, haar man is gehang aan 'n galg wat hy vir Mordegai gemaak het, is hy en sy gesin gehang, en Mordegai het tweede in bevel geword, net onder koning Ahasveros. Sien hoe het God daai omstandighede vir hulle net mooi omgedraai. Maar wat het dit gevra? Dit het gevra 'n totale oorgawe, 'n totale afhanklikheid, 'n totale vertroue. Here, U is in beheer. Hoe groot is U? U is in beheer van die wêreldgeskiedenis. En dit is wat die boek Ester vir ons leer. Ons is vandag hier in die wêreld, baie oorloë, gerigte van oorloë. Ons sit met natuurrampe. Ons sit met soveel ongeregtighede in die wêreld, in ons eie land. En wat doen ons as kinders van die Here? Wat doen ons? Wat is ons rol? Aanvaar ons dit passief? Of kom ons op die punt om te sê, kom ek om, maar ek kan nie stil bly nie. Ek moet optree. Dis wat Ester vir ons leer. Hierdie vrou, een van die vrouens in die Bybel, wat God gebruik het om 'n hele volk te red. So ons leer basies 5 dinge by Ester. Die eerste ene is, dat terwyl die magte van die wêreld ons kan bedreig en ons lewens kan versuur, weet ons dat God se hoogste mag almagtig is en dat hy in beheer is. Maak nie saak wat sê president Trump nie.
Maak nie saak of die Iranese 'n kernbom gebruik nie. God bly in beheer, altyd. Sy mag is die hoogste mag. En ons as sy kinders kan in hom bly en bly glo. In die tweede plek, ons hoef nie vir een oomblik te twyfel dat God nie in beheer is nie. Nie vir een oomblik nie. Hy laat die son elke oggend opkom. Hy het goggas wat ons nog nie eers ontdek het nie, het hy gemaak. Ons moet dit nie ongeduldig raak nie en God vertrou van sy tyd is die beste tyd. Dit is in ons natuurlike aard om dinge reg te wil hê. Maar ons moet leer om in pas met God te kom vir sy tyd. In die derde plek, ons geestelike lewe, ons samekoms, ons aanbidding met God, moet ons aanhoudend herinner dat God in beheer van die geskiedenis is. Hy het die eerste woord gesê, hy gaan die laaste woord sê. Hy is in beheer van die hele wêreldgeskiedenis. Hy is nog nooit onkant gevang nie, want hy weet, en hy is almagtig. Ons hoef dit nie te twyfel nie, al is daar kere wanneer ons harte en ons koppe nie meer dieselfde taal praat nie, kan ons sê, word stil en weet. Ons God is in beheer. Ons kan dit weer in stemming bring om stil te word en te vertrou. In die vierde plek, die Here het die mag om selfs die grootste bedreiging van ons lewe om te keer tot ons redding. Dis wat hy met die Joodse volk gedoen het in hierdie boek. En 5, ons moet 'n radikale geloof in hom alleen hê. En dit moet ons bereid maak om op te tree en te vertrou dat God ons sal gebruik soos, waar en wanneer hy wil, 'n instrument in sy hand. Die liedere wat gesing is. Ons moet God vertrou. Niemand is te klein, niemand is te onbenullig om nie deur God gebruik te word nie. Ons moet vertel van God se goedheid, want deur te vertel van sy goedheid, versterk ons mekaar in ons geloof, en kan ons na God toe gaan, en weet ons, hy's in beheer. Al die pad. Kom ons sluit die oë. Here, so dankie dat ons vanoggend na Ester se verhaal kon kyk in u woord. Dankie dat ons kon sien, hoe is u steeds in beheer. En Here, al word die naam nie een keer in die boek van Ester genoem nie, weet ons weet, dat u dit so bewerk het. U het koning Ahasveros se hart verander om guns aan Ester te bewys, want u het geweet wat wag in die toekoms. Here, en daarom kan ons vanoggend kom en sê, al weet ons land is in baie opsigte onderste bo en deur mekaar. Al is daar baie onweerswolke wat oor die wêreld heen dreig, is u steeds in beheer. U hou die hele heelal nog steeds in die holte van die hand. En u hou elke een van ons styf vas in die holte van die hand. Dankie dat ons vanoggend net kan opkyk en sê, Vader, ons is lief vir u. U is ons skepper God. U is die een, die groot ek is. Die Alfa en die Omega. En daarom kan ons maar net kom en voor u buig, ons
knieë voor U buig, Here, en ons net totaal aan U kom oorgee. Kom raak elke ene aan, Here. As hier vanoggend iemand is wat voel dat die onweerswolke te naby gekom het, laat daar die lig weer deurbreek, Here. En laat ons harte en ons koppe net weer in lyn met mekaar kom, dieselfde taal te praat, dat ons U onvoorwaardelik sal vertrou. Ek bid dit vanoggend in die wonderbare naam van Jesus, en ons bring vir U al die eer en aanbidding van ons harte. Amen. Voor ons die laaste lied sing, is net gou die afkondigings. Goeiemôre almal. Net so 'n paar saakies rondom vandag. Daar gaan nie koekies te koop wees buitekant nie. Die mamas en almal wat hier is vanmôre is bevoorreg. Jy gaan 'n koekie so daar by die deur kry, net omdat die spesiaal is vandag met Moedersdag. Maar ek wil ook graag vra dat Moedersdag nie net vandag wees nie. Mag Moedersdag elke dag in ons harte wees, vir ons ouers so wie ons so lief is, en ook die dames in ons lewe elke dag. So dis ook belangrik. Dan gemeente, die kerk gaan kompetisietjie begin weer, waar daar kaartjies verkoop sal word. Hou asseblief u telefone dop, daar gaan weer 'n paar kaartjies verkoop moet word, so ons wil graag vra dat u sal ondersteun en sal help daar wat nodig is, en dat ons die kerk kan help om 'n bietjie fondse in te samel wat dit dan betref. Dan lees asseblief ook waarmee die gemeente besig is in die blaadjie, in ons gebedsblad. Ons is besig met 'n paar goedjies, so ondersteun ook daar. Voorbidding sal ook help, dit sal altyd nodig wees. En dan ook die mense in ons gemeente wat siek is en wat hulp nodig het. Ons dink aan hulle ook. Baie dankie. En dan vir Prof Amanda, baie dankie vanmôre dat u by ons is en vir ons die spesiale boodskap gebring het. Waardeer. Dankie. Baie dankie. Kom ons staan almal, en dan sê ons vir die Here, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Nee, neem my alles wat ons net vir hom kan oorgee. Kom ons sing die lied saam.
Hoor wat sê die Here vanoggend vir julle. Die Here sal jou seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle die vrede gee. Amen.